Why don't we can sit like real? Hallelujah. Hallelujah. Yeah, look at this atmosphere. Something changed this morning, Marty. Hey, weet jy wat voel wat ek voel nie? Vanmorgen in die bid, you can't change the atmosphere. Hallelujah. Hallelujah. That's it. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Mighty God. Mighty God. Mighty God. Not long from this time, you will hear the voice like the sound of the archangel coming up here. Oh, Jesus. Kan jy nie vergader nie wat het goed staan en sê, oh, ja, ek verlang huis toe. Come on. Ek verlang huis toe. One more river to cross. Sure, he's a soul in hierdie plek. En ek het gesê, ek sal jou voetstap op jou ordening. En ek het
sal voor jou uittrek. Soos ek voor my volk uitgetrek het, en sê die Here, toe my volk in die land het getrek het waar hulle in ballingskap was, het ek vir hulle 'n wolkolom gegee. Ek het vir hulle 'n vuurkolom gegee om hulle te dra, om hulle deur die tye te vat wat dit moeilik is, sê die Here. Ek het hulle beskerm toe hulle deur die Rooi See getrek het, en die vyand hulle nie kan aanval nie. Hoekom sal ek dit nie vir jou doen nie, sê die Here? Ek het jou veilig aan my gemaak, sê die Here. Wat sê jy wat gebeur? Wat die woorde wat jy weet, jy is my kroonskepping, sê die Here. Jy is myne, sê die Here. Want jy is my palms gegraveer. Jou naam sal nooit uitgeruk kan word nie, sê die Here. En dan was I can feel the hem of his garment. I can feel the hem of his garment. I can feel the hem of his garment.
Kyk, sê die Here. Julle het gesê, dis in my hande. En dit is, sê die Here. En ek sal werk soos ek wil. Ek het in die plek in beweeg, sê die Here. En ek het gekom om vir jou wonderwerk te bring. Ek het in die omstandigheid ingestap, sê die Here. Ek het in die hart van het ingestap, sê die Here. En ek gaan draai, wat net ek kan draai. Ek gaan oprig, wat net ek kan oprig. Maar ek wil hê dat jy sal weet, sê die Here, dat die vorste van sitter hier die môre, omdat ek opgedaag het, sê die Here. Hierdie gaan 'n nuwe seisoen en 'n nuwe oomblik vir jou wees, sê die Here. Daarom stel jou oop, terwyl jy dan sê dat ek is waardig. Sing dit met geloof, sê die Here. En jy sal ervaar hoe my lig, my wonderlike lig deurbreek, sê die Here. As jy kan sit, sit. Halleluja. Halleluja, halleluja. Ek weet nie van jy, but God is in this place. Amen. Ek het pas ek vol aan jy. Is 'n krag vanmôre wat die lamme sal opstaan. There's a power in this place that will heal the blind, that will raise the dead this morning. Hallelujah. Hallelujah.
Prys die naam van die Here. Kan ons ons mense regte hande klap gee? Terwyl ek voor die Here lê en vir die Here vra, wat is dit wat ek moet bring vir hierdie konferensie? Ons weet die tema ons tyd. Maar my gebed was dit, dat die Here se Gees soos 'n rukwind in die tent sal inkom. En toe die wind begin waai en die lof opgaan. Ja. I feel like jumping this morning. I don't know. Ek weet dat hulle mense uit mal van potties is hierso. Maar ek is eerder mal vir God as mal vir die wêreld. Halleluja. Dit is wat ek sê. What a mighty God we serve. En daar waar ons in 'n klein dorpie is my orkes so groot soos die saal. Nee, ek spot sommer nie. Prys die Here. Die Here is ons goed. The Lord is so good, so good, so good. Ek sê nie omdat gestaan dat ek dink die DJ vanoggend gesê dat voor 'n volgende seisoen begin is daar eers chaos in die heilige Here. And we've seen chaos. Amen. But the next season is here. Amen. Ek gaan vir julle lees vanmôre en ek gaan probeer dit sê wat die Here op my hart lê. Ek sê altyd vir my mense daar waar ek is dat ek het vir julle goeie nuus. I've got some good news and I've got some bad news. The good news is that we're going to worship the King. Amen? Amen. The bad news is I don't know what I'm going to say. Maar God weet. Ek sê amen. Jy lees saam met my in Genesis, die 7de hoofstuk. 6de hoofstuk, 4de vers, 7de hoofstuk, 1ste vers. En dan ook so 'n paar verse in die 8ste hoofstuk. Genesis 6 vers 22. En Noag het gedoen, net soos God hom beveel het. So het hy dit gedoen. Daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Die 8ste hoofstuk 10de vers. Daarna het hy weer 7 dae gewag. Toe stuur hy die duif weer uit die ark. En die duif het teen die aand na hom gekom. En daar was 'n groen olyfblad in sy bek. Toe merk Noag dat die waters oor die aarde verminder het. Daarna wag hy weer 7 dae en stuur die duif uit, maar hy het nie weer na hom terug gekeer nie. Is dit jy by ons saam? Here, baie dankie vir môre, Here. Vir die voorreg wat ek vanoggend het om saam, Here, medegelowiges in die teenwoordigheid te wees. Here, ek dank U dat die woord sê wat 2 of 3 in U naam vergader. Daar is in ons midde. We thank you, Lord, that your presence are so welcome in this place. Yes, amen. Thank you, Lord, that I can just be what I am this morning, and you are the great I am. En ons gee die lof en eer daarvoor. Here, ek kan niks meer of niks minder sê, behalwe dit in die Gees van God op my hart lê en in en deur my spreek. Here, ek wil vir die hele vergadering verklaar, Here, ek is afhanklik van U vanaand. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Time. It is time. Ek dink vanoggend weet ons almal al dat tyd het uitgeloop. Wat predik ons hoor al 2000 jaar lank dat die koms van die Here is voor die deur. Ek wil vir sê,
Die deur is al oopgesluit, as 'n klop aan die deur. There's a knock on the door that the Lord is coming. Ja. Verseker. Die wêreld was nog nooit in so groot chaos soos ons vandag ervaar. Alles wil in plek geval. The world is ready to reveal himself. The Antichrist is ready to reveal himself. But we are still here. Dink jy self nou lekker aan die kant. Ja. Ek dink in die tyd van Noag was dit seker 10 keer erger as Noag. Waar het jy gesien tussen honderde, duisende mense, is daar net 6 mense wat regverdig voor God staan. I think if you must look around the world, all the billions and billions of people, it's only a handful that's going to make it. It's only a handful that says, so said the Lord. Ek dank die Here nog vanoggend vir mense en predikers wat opstaan, wat sê, so sê die Here. Ek is moeg vir die busy Babel besigheid. Ja. Voel jy ook so vanoggend? Dis moeg afvoer. Die aangeplakte Christen skap. Ek sê altyd daar is 'n verskil tussen 'n Christen en 'n kind van God. A Christian is that guy who just warmed the seed. Huh? But a child of God is warm in his heart. Noag bevind homself in 'n situasie waar hy preek, maar niemand luister nie. Maar Joshua sê dit so mooi, hy sê, dien net wat jy wil doen. But me and my house, we will serve the Lord. Ag, is daar nog iemand wat so voel vir my? Me and my house, we will serve the Lord. Ek keer nie om wat die duiwel na my kant toe bring nie. Because I'm more than a conqueror in Jesus. Ek is meer as 'n oorwinnaar, man. Because I've got the blessing of the Lord. In Noach sit hulle benaai. En die Here sê vir Noach, ek het vir jou werk. Jy moet nou iets bou wat nog nooit gebou was nie. Ek het het al gesê, but I've got this one guy working with me, and about a year and a half ago, we were just talking about the Lord and stuff like that, and COVID and all this nonsense that was going on around. And can I get nonsense? And I said to him, I've got this burden in my heart just to do something for the Lord. I just cannot sit at home and do nothing. And he looked at me like this and he says, but where's your gazebo? And I'm like, what? Gazebo? Is jy lekker? He said, yes, where's your gazebo? I said, what must I do with a gazebo? I'm looking for a church, I'm looking for a building, I'm looking for something that I can use to just give praise to the Lord. He said, but use your gazebo. Ja. Ek het so 'n paar maande 'n gazebo daar by my. Waar hy was, hy is dit. Slaat jy ek gazebo elke Sondag op, hoe jy voel. Ja. He said, use your gazebo, and I picked my gazebo up. Go on Facebook and invite everybody. We've got service, but you can stay in your car. Daardie môre na die eerste oggend, dag daar 15 karre op. 40 mense plus, ek weet nie hoeveel was daai mense nie. En daar staan Martin ons ek sien wat jy sê ou lelike speakers. Maar die mense in die dorp sê agter die spoor,
ons gehoor van die Here die besig was om te doen. Just by the way, that was in winter time. Toe kom die somer, ek sien die manne het seker lapietjies. Die vensters is oop, die kar begin idle, die aircon is aan, die af, ek kry waarom, en God sê, start building something. Hy sê, Here, waarmee moet ek bou? Hy sê, ek wil iets gee om te bou. En my dogter kuier by haar vriendin. Ons haal al die aand laat en stap by die ouste perseel in. And he's busy breaking down his house and breaking, and he was breaking down his lapa. And there's a couple of wood poles there, and it's all in my car. And I asked him, what are you going to do with these things? Hy sê vir my, die eerste ou wat hierdie goed weggaai, kry dit. En dan het ons op. Ek vat het. Ons slaan 'n paar paal in die grond in. Sit 'n seildak oop. Deur die genade van die Here koop ek 50 stoele. Ek sê vir die mense, ons gaan nou kerk aan. Jy wil nie meer in jou kar te sit nie. Die eerste oggend, toe ek stoele so uitpak, was oor in die, was daar 40 mense na die diens. En ek sê, dankie Here. En nou so paar dae terug, 2-3 weke terug, is ek en my pa besig. Die voel ons amper op soos Noag. Nou wat so lekker gebid het vanoggend, dis my pa hoor. En ons kap planke vast, en die plek is nou mooi toe, en dit lyk netjies. God's just providing, He's just keep us providing. That's the kind of God that I serve. If you can believe it, He can do it. Amen. Hallelujah. En iets doe af, en hy sit daar so met 'n probleem, en God sê vir hom, jy moet vir my 'n ark bou. En hy sê so, wat, Here? Alle respect teenoor God. Wat was hy doen? Dus hy was dolle af. Daai jare wat daar nog nie 'n skeper gewees nie, en hy is ver van die see af. En dis nie soos die Natalia as jy by daar die bos stap. Hy moet nog gaan uitkap om hierdie ark te bou en al die dinge, maar he had something. Hy het geloof gehad in God. Because he knew when God said, I will believe it, and that settles it. Okay? God said, build it, as I will build it. En ek weet nie regtig wat die figures is nie, maar dit was 'n geruime tyd wat aan die ark gebou het. Paar jaar, 50 jaar, 100 jaar, hoe lang het hy gebou? 120 jaar. Weet jy hoe lang is 100 jaar? Nou maar grootjie was 100 jaar, ons net so kort gewees. Maar 100 jaar is baie lang. Wat dan hierdie ark bou. 100 years to build an ark for the Lord. How long are you building on something that the Lord told you to build? Hoe lang is jy besig met die dinge van die Here wat God vir jou gesê het met die vanoggend? Jy sê ons is 'n week besig, dan verwag ons 'n wonderwerk van God. But there's a time for everything. There's a time and place for everything. Maar nie my tyd, nie, maar God se tyd. 100 jaar bou. En die ergste van alles is, through it all, he learned to trust in Jesus. He learned to trust in God. Because through it all, moes hy sy kinders groot maak. Deur dit alles deur, moes hy die gelag hoor, die gespot hoor. Hulle het gesê, Noah, you are a crazy man, what kind of thing are you building in the middle of nowhere? Huh? Pastor, waarmee is jy besig? Ek dink wat 1000 mense kan vat in jou kastel, waarmee is jy besig? Ouers net van die Kaap af. Ek dink die Bosveld te Stryder, wat so gevoel gister. So as ons aan die grondpaai het nie, sê Pastor Robert oor die berg kom. Dan gaan hy liefie dat op berge en dale, maar oralste is my God. Halleluja.
middel van nergens hier, of so hier, bou hierdie ark. Hy word gespot. Ag, Pastor Martin, jy het jou klein Bosveld kerk daar by jou, op stuk grond, langs wat jy ding diepe ding. Waarom is jy bezig? Waarom is jy bezig? Mense gaan vir jou lag, man. Ja. Maar Noach, wat net vir my in die ark. En Noach het dit gedoen. Wat het hy gedoen? Net dit wat God volgens om te doen. He did only that God told him to do. Nothing more, nothing less. Don't try to go out of your way to do something for the Lord. Do only that God tells you to do. Amen. Moenie probeer populair raak nie. God gebruik nie populaire mense nie. Amen. God gebruik sondags, man. God gebruik manne soos ek en jy vanmôre. Ja, ek het hou. Want dis op my tel sê. Ek tel van ek tel. Maar wanneer jy by die voete van die Here dan gebeur dat. Amen. En Noach gebly by die voete van die Here. He stayed at the feet of God because he knows at the feet of God is where the power of God is. En hy bou hierdie ark. Hy gaan hierdie ark in. Die woord van die Here sê, luister baie mooi. Die woord van die Here sê 40 dae en 40 nagte was binne in die ark gewees. 40 means trials and tribulations. Ja. Dit gaan nie maklik wees as God vir jou baie keer uitkoms gee nie. Dalk lyk dit vir jou of jy die uitkoms gekry het en dan kom die aanslag van die vyand. 40 dae en 40 nagte sit hulle binne daai plek. Ek dink hulle het geskit en rondgegaan. But 40 means trials and tribulations. Jy sal deur 'n moeilike tyd gaan, hoe nader jy aan God beweeg. But why is that, preacher? Because the devil don't like it when you get closer to God. Want hoe nader jy God beweeg, hoe groot is jou oorwinning. Amen. Noach is binne in die ark, 40 dae, 40 nagte. Die vloed is oor die hele wêreld. The flood is all over this world, destroyed, nothing left. I want to tell you something this morning. There's a spiritual flood that's going around. But I thank God that He raised up remnants to build the ark. Really can protect His people. Hallelujah. Because God said, it's time for those who will worship me. Dis tyd vir die ware aanbidders om op te staan en om te sê, so sê die Here. Dis tyd, ek kan nie net bietjie opstaan en die naam van die Here groot maak nie. Dis tyd, dat ons weer die naam van die Here begin groot maak. Hallelujah. It's time to raise the name of Jesus. And for you that don't know, there's no power in the name of Jesus. Is jy opgewonde? Jy bent nog erger waai, wat sy gees begin te leid. Amen. Noach sit en wag vir die Here. En ons het gelees uit 7 dae gewag. Ek neem aan dis 7 dae nadat die reën en alles opgehou het. He waited 7 days. And then he sent out the dove. Just to go and look if there's some place where he can put his feet.
but the dove returns with nothing. Is dit nie so dat God vir ons sê, dat ons moet stil raak, jy gaan in jou binnekamer en wag op die Here? Want vir hulle, sê weer ek, want vir hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Halleluja! Step from the Here, it's time to wait upon the Lord so that you can receive new power. Hallelujah. Nou miskien gaan jy dalk 7 dae wag, dalk gaan jy 14 dae wag, dalk gaan jy langer wag. But just wait until you get the power of God. Moenie ophou wag op God nie, bly wag op God. Die probleem met vandag se kinders van die Here, hulle raak te vinnig moeg. Maar ek dank die Here dat hy sê die jong manne sal hardloop, maar hulle sal nie moeg word nie. En hulle vaar op soos vleuels, soos arende op vleuels. Is dit anders nie? Amper. Daai, dankie pastoor. Vaar op soos vleuels, soos die van 'n arend. Noag. Die tweede keer stuur hom uit en hy sê die duif het teen die aand na hom gekom en daar was 'n groen olyf in sy bek. En toe merk Noag. And then Noah saw that the waters, the spiritual flood, come down a little bit, go down and subside. I want to tell you this morning that somewhere God is talking to somebody that the spiritual flood is going to subside. Hallelujah. Can we just give God a praise? The flood is going to subside. Want die tyd waarvoor jy gewag het is nou. Die tyd is nou. Maar die tyd is nou reg, want het is God se tyd. En Noag sien die groen olyfblad. Hy sien die water het begin sak. Daarna wag hy weer 7 dae en stuur die duif uit. And again he waited 7 days. Sometimes when God gives the answer, we must just wait a little bit more. Because we must listen for the calling of God. En toe hy nog 7 dae wag, sê die woord van die Here, het God vir Noag sê, Noag, nou kan jy jou hele familie na buite toe gaan. Jy sien ek het vroeër gesê, en ek gaan het weer sê, before the next season, there will be chaos. Dink jy vir een oomblik, toe daar die deur oopgaan, als was maanskyn en rose. Dink jy vir een oomblik, toe die ark ingaan, en die vloed begin styg, als was maanskyn en rose. Did you think for one moment, that when the flood starts to rise, that everything was okay? No, it wasn't. Ek dink, daar was 'n geskree gewees. Ek dink daar was 'n gehuil en 'n geween gewees. Ek dink daar was broeders wat gesê, vat net my kind saam met jou. As jy net my kind kan vat, los my maar vat net my kind. Is hier 'n paar ouers in hierdie plek vanmôre. As jy net my kind kan red, Here, sal dit meer as genoeg wees. Maar red net my kind vanmôre. Here, as jy net my vrou kan red, Here, as jy net my man kan red. Want die druk van hierdie wêreld het te veel geraak. Ek dink, as Noah, if Noah had to key for that door, probably he would have opened the door for some people. Maar in die tyd geword, dat God, wacht, ek het 3 vrees. Ons moet klaar kry, die tyd is nou, dat ons moet klaar kry met kerkspeel. The time is now that we must finish playing. My friends reg. Stop playing church. Stop playing church and stop playing with God.
Want God is God, wat hom nie sal laat bespot nie. Ek dink, Pastor Roef, Noag het van die mense gesê, lag maar lekker, spot maar lekker, maar spyt kom te laat. Terwyl ek en my pa besig is om ou plankies daar te kap, ek praat aan my vrou daar aan later die middag, lag sy lekker, ja, dit werk hard. Sê, ja, moet lekker lag, ek gaan nog 'n vloer gooi. Nee, gaan nog weer. Ons is wel saam met die kind. We are together this ministry. I'll build it, you'll sweep it. Wie gaan na die tyd vir my kom bid? En ek het my nodig. Ook ek soveel chocolate koop van. Lekker hamburger, McDonald's. No, sometimes you must just send out a prayer to God and wait for the return. But if He's not returning, know that God did answer and He will open the door to your next season. Amen. God sal die deur op die regte plek vir jou oopmaak. Amen. Wie bid vanmôre vir 'n volgende seisoen? Amen. Jy sit vanmôre in 'n ark. Wat God gesê het waartoe jy moet gaan. Maybe you are inside the ark this morning. God says go inside a place where I will keep you safe. Just wait until I tell you the time is right. En voel so lank. Dankie Pastor Rolf, suddenly. Kom ek deel gou met die geheim. In ons jare is Jesus Christus bykans 2000 jaar, meer as 2000 jaar terug, gekruisig op die kruis van Golgotha. Amen. Maar in God se oog, net 'n bietjie meer as 2 jaar terug. Amen. Jy wag vir die Here vir 2-3 maande. God sê al net 'n bietjie aan, want dit was 'n paar sekondes terug toe jy my gepraat. Ek is besig om die dinge in plek te kry. Amen. Amen. Just give me a moment. I'll do it for you. Just give me a moment. Geef my net 'n oomblik. Geef my net 'n oomblik. Jesaja 65 vers 24. Jesaja 65 vers 24. Nog voordat, sê sal my voordat, nog voordat jy roep, hoor die Here. Want before you even think of ask God something, God already hear what you're going to say. Dit kom al klaar gehoor wat jy gaan sê. Jy weet nog nie eens wat jy God van vra nie. God weet het al klaar, want hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. You ask me where is God, I know where is God. He is today and you're tomorrow. Waarom sal ons bang wees oor die dag van môre? Maar voordat jy roep, hoor die Here. Hoor jy hom? Hy is die groot ding. En terwyl jy spreek, verhoor hy antwoord hy. Amen. Ag, kan iemand dit opgewonde maak? Which means that if you don't know what you're going to pray tomorrow, God already got the answer for you about that prayer. Noag, waarmee is jy besig? Hoekom bou jy hierdie ark? Hoekom vermoei jy
jouself so, daar is 'n God nie, man. Waar is die God wat jy van praat? 100 jaar bou jy, waar is die God wat jy van praat? Ja. Jy is al moeg gebou. So groot ark. En jy sê dat van diere ingaan. Die dan gaan jou nie hoor, hy gaan sink. As jy roep, die konferensies gaan jou nie hoor, gaan sink. But when God is good. Hallelujah. Daai man het nie staal gehad en skepe gebou en alle tegniese goed gehad nie. Hamer, spyker, 'n paar planke en dan gaan hy. 40 dae op die water, draai jy dit? En ons sê, Here, waar is jy? Ek wil vir jy sê vanoggend, God arrived in this place. God arrived in this place and He's about to open the door of your ark. Hy is daar by die sleutel, ek hoor al die geklink van die sleutel wat die roof en die sleutel gaan, ek hoor al die sleutel wat so die sleutel gaan ingedruk word. Ek wag nog net vir daai druk. Kan jy dit hoor? Kan jy dit hoor? Ag, kom aan, kan jy dit hoor vanmôre? Hoor die sleutels en die sleutel gaan volg en jy wag, God is die sleutels by die deur. And He's gonna open the door. Wie weet, dalk nog in die volgende paar sekondes. Dalk nog 'n finansdiens, dalk miskien nog 'n mediese diens. Maar kan die amper waarborg vir die salwing van God se gewe in die plek is. Before you leave this place, the doors will be open. Hallelujah! Al die diere sal nog wees, want God is hier geworden. Hallelujah! Dis 'n krag van God in die plek van my. En ek wil dit amper nie sê. Ek sidder vanmôre, ek het nie geweet wat God gaan sê nie. Ek het die Bybel en die skrif, en dis wat ek gehad het. But God is here. There's a sweet anointing in this place this morning. Hallelujah. As jy gereed vir jou volgende seisoen, is jy gereed vir die deur wat God gaan oopsluit. Wanneer God dit doen, moenie vra, Here, wat nou nie. Want ek dink die Noag daar uitstap. Ons doen die hond. Hy sê vir homself en sy familie, dis is 'n nuwe beginning. Ek ervaar die mense wat wag vir 'n nuwe beginning. Die mense wat wag vir 'n nuwe beginning, dis people that's waiting for a new beginning. Jy smoeg vir die ou lewe. Jy smoeg vir jou eie ou lewe. Jy smoeg vir jou huwelik wat nie wil uitwerk nie. Jy smoeg vir jou dankprobleme. Jy smoeg vir jou sonde wat jy aan vashou. Jy is so moeg. 40 dae, 40 nagte tussen die bokke en die skape en al die klas van dinge. Die familie wat murmureer, wanneer gaan God antwoord? Wanneer gaan God die deur oopmaak? Hoe lank moet ons nog wag? Ons het al so lank die kos al klaar in die kaste. Hoe lank moet ons nog wag? Ken jy dit? Ken jy dit vanmôre? Ek praat dit myself vanoggend. Here, hoe lank nog? Hoe lank nog moet ek wag? How long, Lord? How long? Must I still wait? Ek kan die sleutel gehad hoor. Ek hoor die sleutels van die Here wat vanmôre hier staan. En sê jy het gedink. Ek is baie versigtig vanmôre. Maar hoor die woord van die Here. Jy het gedink dit gaan nog lank wees. Maar God sê ek is hier vanmôre. Jy het gedink oormôre of dalk verder in die week af of verder in die jaar of dalk volgende jaar. God sê ek is hier vanoggend. Jy moet dit luister na die sleutels. Die sleutel gaan. It's time to stand up, kids. It's time to stand up. En sê, Here, hier is ek. Reg voor die deur. So die deur kan oopmaak.
terwyl die orkest ons voor I've said that what the Lord laid on my heart this morning. Noach, wat maak jy? Waaraan bou jy? Wat doen jy vanoggend? Waarmee is jy besig? Hoe lank sit jy in die ark dalk? Jy het al soveel keer weer gesê, Here, wanneer kom die uitkoms? Here, wanneer is die tyd reg? En 7 is die volmaakte getal van God. Hy het 7 dae gewag, hy het 7 dae gewag. En op die 3de keer wat hy 7 dae wag, die enige God, toe gebeur die dinge. Toe gebeur die dinge. And the last time that he said elke dag, he didn't return. And God said, it is time to open the door. Dit is tyd om die deur op te maak. Dit is tyd om die sluise van ons te maak. Om die sluise van die hemel op te maak. Op my kinders. Want hulle is gereed om te ontvang. Halleluja. Gaan ons dit weer sing? Jy sit vanmorgen hier in hierdie plek. En miskien jy ook na net 'n mooi preek om luister, I don't know, maybe you're here just to come to listen to a nice speech or a nice message, I don't know. But I know this one, that God had an appointment with you this morning. God het 'n afspraak met jou gehad, of jy wil weet of nie. God het so beplan, dat die vanmorgen in die woordigheid kan sit. Al het die tyd die gerolde, dat die saak nie. God is geweet vanmorgen, gaan die mense ook hier weet, want ek het die sleutels vanmorgen in die weer. Halleluja. Prys die naam van die Here. It's time.